En is Vrydagoggend in die Klein Karoo. Baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is. Ek hoop jy sit reg. Ons het lekker musiek en ons het 'n lekker gesels in die... Ja, en Leon Liebenberg kuier ook saam met ons hier in die ateljee. So dit gaan 'n lekker program wees vandag. Dis woelig hier in die ateljee vanoggend. Linda het vir ons lekker koffie gebring. Linda, kom sommer hier. Sê môre aan elke luisteraar. Môre almal. Voorspoedige 2025 vir almal en dankie Suzette Dani dat ek ook hier by julle kan wees. Dankie Linda, dankie vir jou. Dankie dat jy so mooi na ons almal kyk. En Dani se stoel het vanoggend meegegee. So al wat ek raak sien is 'n klein koppie. Dani, hoe gaan met jou? Soos dit gaan baie goed met my. Ek het net verkeerde stoel hierso, maar ek is nou reg. Ek is nou hier by. Moet asseblief net by die mikrofoon. Moet asseblief nou net nie aan daai stoel stel nie, want nee, ek sal nie aan hom stel nie. Want dan gaan ek jou glad nie sien. Ja, okay. Kom ons kyk vir die rekenaar so. Ek net vir Dani kan sien. Daar kan jy. Ek dink ek met 'n foto. Hoe gaan dit met jou Suzette? Uitstekend. En voorspoed vir 2025 Dani. En dit was jou verjaarsdag, die 14de. Baie geluk. Hoe voel dit om 'n jaar jonger te wees? Ek het nog nie so lank gedink nie. Ek het nog glad nie daaraan gedink nie. Ek het nog nie tyd gehad om daaraan te dink om 'n jaar jonger te wees. Ja, maar ons het dit daarom geselebreit, né? Ons het dit geselebreit, ja, verseker. En Radio Klein Karoo is 4 jaar oud. Ja, kan jy dit glo, nee, 4 jaar, dit het verbygevlieg. Dit het absoluut verbygevlieg. Ongelooflik, baie sukses vir jou Dani vir die jaar wat ek weet daar's groot goed wat kom. Ons werk aan groot uitdagings en nuwe dinge. So baie opgewonde vir radio Klein Karoo. Ek is net so opgewonde en ek dink dit gaan 'n fantastiese jaar vir almal. Ag ja, verseker. Maar dis waaroor ons vandag praat. Presies. En weet jy Dani, ek wil sommer begin. Dis die eerste vroue wat voorloop, so ek is opgewonde vir al die gaste wat ek hierdie jaar gaan inbring vir vroue wat voorloop. Maar daar's 'n ding wat ek eintlik al van verlede jaar af sê en dit is waaroor ek vandag wil praat is life is an event. You've got to show up every single day. En ek dink dit is waaroor ons vandag gaan gesels. Ja, en show up beteken nie om na 'n plek toe te gaan en daar te wees nie. Show up beteken ook soms om by jou eie jouself te show up. Show up to yourself. Ja, nee, jy moet. Dis belangrik. Dis baie belangrik. Ek dink my redenasie is altyd ons het net een lewe. So jy moet hom voluit leef elke dag. Moenie uitstel na môre of volgende jaar nie. Ek glo ook nie aan hierdie New Year's resolutions nie. Ek dink ek weet die mense hak vas by daai ding. Hoe voel jy daaroor? Ja, nee, mens maak nuwejaars resolution en dan ek probeer nou die Afrikaanse woord, maar mens maak iets wat jy vir jouself sê wil jy graag hierdie nuwe jaar hê. Maar as ons doelwitte gestel het en ons weet waartoe ons op pad is en ons weet wat ons wil hê, dan is nie nodig om elke 365 dae 'n nuwe plan op te stel vir jou lewe nie. Nee. Jy moet 'n plan opstel vir jou lewe vir elke 3 maande of 4 maande of wat ook al, maar om elke 365 dae op nuwejaarsdag vir jou 'n lewensplan op te stel. Werk nie regtig so nie. Nee, dis 'n elke dag ding en ek dink die ander ding is ook is ons verantwoordelikheid om ek glo baie sterk daaraan. My hele konsep hierdie jaar is be the exception. Jy weet om vir mense net weer eens daarop te wys, wat beteken dit om exceptional te wees? Dienslewering, jy as mens, jou gedagtes, jou mindset, jou woorde, die mense met wie jy jouself omring. Ons gaan 'n bietjie praat oor balans in die lewe vanoggend. Ek wil vir jou daaroor uitvra. Maar jy het net vandag kans. So jy het net vandag die kans. So wees die beste jy, beter as wat jy gister was. Ja. En om die beste jy te wees, net Dani, wat dink jy met 'n mens? Wat moet jy in plek sit? Daar's 'n hele paar goed wat jy in plek moet sit. Ek dink wat ons net oor gepraat het oor balans, is jy kan nie die beste jy wees as jy weet wat is jou sterkpunte, baie belangrik, en wat is jou swakpunte, want op jou sterkpunte moet jy werk en dit sterker maak, maar jou swakpunte wat jy het, moet jy ook opwerk, want daai swakpunte is die goeders wat jou gewoonlik aftrek. So baie mense sal vir jou sê, jy kan baie van hierdie video's en goed luister, en werk op jou sterkpunte, be your strongest self, en
doen dit wat jy goed is in en maar daai swakpunte is die dinge wat jou aftrek in die lewe en daarop moet jy ook werk. So weet wie jy is. Daai is belangrik. En ek dink min mense weet regtig wie hulle is en wat hulle wil hê. Ja, daar's baie mense daar's baie mense wat nie weet waar hulle op pad is nie, wat hulle wil hê nie, wie hulle regtig is nie, wat hulle persoonlikheid is nie, wat hulle sterkpunte is nie, wat hulle swakpunte is nie. Mense klim in die rivier en hulle gaan met die stroom en daar waar die stroom hulle vat, daar vloei hulle nou maar met die stroom saam. En ek glo ook nie aan daai ding van it is what it is nie. Nee. It's not what it is. Jy verander dit. Kyk, ek glo dat alles met 'n doel gebeur. Ja. Dinge gebeur met 'n doel, maar dinge gebeur soos jy dit bepaal. Soos jy jou vandag is môre se verlede. Ja. So, as jy vandag iets aanpak en jy dink terug aan die verlede, dan was die verlede gister, dan dink jy, maar daar was 'n goeie stukkie in die verlede wat ek gedoen het. Ja. En dan as jy doelwitte behaal, moenie begin met groot doelwitte nie, maar praise yourself. Sê vir jouself, well done. Jy weet, as niemand by jou is nie, as jy heeltemal alleen op jou eie is, daar's niemand meer oor nie, is dit net jy wat saam met jou is. En you better love yourself, want as jy nie van jouself gaan hou nie, dan het jy probleme, want dan gaan jy met iemand sit, wat jou die hele tyd gaan irriteer, en wat jou gaan in jou kop gaan klomp dinge sê, en so better love yourself. Want dit is die persoon met wie jy gaan wees as niemand daar is nie. Presies. En dis die enigste persoon wat jy met tevrede stel. Ek bedoel, jy jouself en jou skepper. Jy moet hom tevrede stel. En jy weet Dani, ek sê baie keer, as jy nou vanaand, as die Here vanaand langs jou sit, gaan hy vir jou vra, is jy tevrede met die mens wat jy vandag was? En dis 'n diep vraag wat baie mense mooi moet oordink. En dan, my vraag is altyd, kan baie mense sê, ja, ek wil dan so net gou sê goeiemôre aan Narita daar van Bloemfontein, sy het nou net vir my WhatsApp gestuur, Bloemfontein is ingeskakel, dis natuurlik 'n girl wat ek gaan kry op Vroue wat Voorloop, baie besonderse storie. Maar ja, jy moet vir jouself lief wees, en jy weet Dani, ek het op 'n, daar's eintlik twee goed wat ek met jou wil deel, met ons luisteraars wil deel. Die een sal ek nou oor praat, oor 'n ou se vlam wat jy nie moet laat uitbrand nie. Maar ek het nou die dag hierdie ding op my sosiale media blad gesit. Your purpose isn't up for debate, comparison or speculation. You're powerful without the need of acknowledgement and praise. Outside validation is a dangerous thing to crave. Endorse yourself. So dit bring my terug na wat jy gesê het van jou sterk en jou swakpunte. You've got to endorse yourself. Dit is bitter belangrik wat jy daar gesê het, Suzette, dat ons soek validation outside. Ons soek dat ander mense vir ons moet sê, jy het goed gedoen. Ja. Jy is goed genoeg. Jy kan dit doen. En terwyl ons daai aanvaarding soek van ander mense, verloor ons onsself. Want dan gaan jy alles wat jy doen, wil jy seker wees dat ander mense daarmee tevrede is. Wil jy people please. En jy kan net jouself please, deur tevrede te wees, jouself met wat jy self gedoen het. Want wat gee ander nou rarig om? Hulle gee nie om nie. Rarig? Rarig nie. Hulle gee nie rarig om nie, want hulle het hulle eie lewe om te leef. En jy weet, ek het baie keer dan dink ek aan 'n situasie wat gebeur het. En dan sê ek myself, daar's 'n boek wat geskryf is, ek kan nou nie die persoon se naam onthou wat die boek geskryf het nie, maar die boek het gesê, let them, let me. Oh, wow. Laat hulle dink wat hulle dink, but let me think what I think. Precies. Ja. Precies. Ja, en weer eens validation is, ek glo, ek weet nie daar nie, my standaard is dalk miskien heeltemal anders as iemand anders is, en ek glo in my standaard is, jy kan jouself baie dinge leer. Jy moet jouself verbeter elke dag. So hou op om terug te staan en te wag dat iemand vir jou sê, maar ek dink jy moet XYZ op 'n beter manier doen.
gaan bewys daai persoon dat jy is eintlik beter as wat hulle gedink het jy is. Ek praat nou spesifiek in die werksplek ook. Ja, en bewys jouself op. Bewys jouself, druk jouself. Dit is belangrik dat wanneer jy na jouself kyk en introspeksie vat van jouself en agterkom maar jy's 'n overthinker. Jy's iemand wat die heeltyd overthink om gedagtes wat jy het te begin te ontleed, want jou brein gooi omtrent 70,000 gedagtes 'n dag uit en om te begin dink maar wat dink ek deur die dag? Wat se amper sê ek 'n K-woord, dink ek partykeer deur die dag uit wat my negatief maak. Want dis net 'n gedagte. Dis nie die waarheid nie. Dis net 'n gedagte. Maar ons dink sekere goed, ons visualiseer sekere goed in ons gedagte en dan dink ons dit, maar wat dan gebeur is dan wanneer jy daai denke het, dan raak dit, dan gee jou liggaam chemiese stowwe af en dan raak dit 'n emosie. Ja. En daai emosie maak seer. Ja. Maar die gedagte is net 'n gedagte, dis nie die werklikheid Nee. nie. Dis net 'n gedagte. So dink ook wat jy dink as jy overthink, wanneer jy daai uitdink. Ja. Jy weet wees wakker en gefokus op dinge wat in jou kop aangaan en wat jy dink. Gee jouself 'n tyd vir 10 minute om 'n dag om te dink aan die negatiewe goed en die goed en die goed en die goed genoeg. As jy nou klaar is met die 10 minute, dan sê jy ook nou het ek klaar gedink aan al die strooi wat in my lewe aangaan en dit is nou verby en dis nou daar en jou liggaam het nou sy goed afgeskei en laat dit nou weer maar optel, drink 'n koppie koffie en dan gaan jy nou maar weer. Dus jy moet Ja. Jy moet en niemand gaan jou help nie, maar luister Dani, ek dink kom ons luister. Hierdie is my keuse sang van Bruno Mars. En terwyl hierdie sang speel, gaan ek nou 'n video maak vir jou Dani, want jy gaan die sang het natuurlik die lekkerste moves as jy dit gaan Google. So Dani, gaan jy van daai stoel afklim terwyl ons hom gooi vir die luisteraars? Maar wat moet ek doen as ek van die stoel afklim? Ek dink jy gaan van hom afval want jy's nog laer as wat jy nou. Hier is hy, dis my song aan almal daar buite vanoggend. Sit hom lekker hard en ja. Oh, dit was lekker. Kyk eens, ek moet net vir ons luisteraars sê, ek het nou vir Dani probeer die moves reel, en toe haak ek een vas, en toe gooi ons maar sommer ons eie moves, en Linda wil haar doodlag vir ons, sy dink ons is heel funny. Dani, weet jy wat, nee, ek wil graag vir jou iets sê, daai hele konsep van leef in die oomblik, partykeer dink ek, okay, ons het vroeër gepraat, voor ons met die program begin het ek en jy gepraat oor introvert en extrovert. Jy's 'n introvert, ek is 'n extrovert. Sal 'n introvert leef in die oomblik? Sal 'n introvert daai musiekklip hard sit en opspring en dans? Nee, nie sommer nie. Hoekom nie? Die Engelse woord is mindfulness. Nee, dit is nie ek nie. Dis nou nie ek dat ek 'n stuk Maar jy kan nie as ek, nie. ek luister musiek, ja, ek luister musiek en ek is lief vir baie genres. Maar dan luister ek, wanneer ek luister, sit ek my oorfone op en ek luister oordentlike kwaliteit musiek. Ja, en dit hang af van wat by ek is, dan luister ek sekere, ek is ook lief vir klassieke musiek onder andere, maar ek is ook lief vir pop rock aan die ander kant, jy weet. So ek baie musiek wat ek luister, maar wanneer ek musiek luister, dan lê ek op my bed stil, my musiekklip hard en ek het 'n surround sound in my kamer, so ek sit die musiekklip hard en dan soms klaar die biere, my musiek is te hard, maar dit is ook okay, want dit is nie na ure. My biere vra vir my, nee, skip daai songs, sit vir ons die volgende een op, want my musiek is gewone klip hard. Maar hier is my vraag aan jou, leef in die oomblik, toe ons nou, terwyl die sang gespeel het, hier opgespring het en gedans het, daai oomblik, het jy eintlik van alles vergeet, weet jy dit? Dis waaroor mindfulness presies gaan. Dit is presies waaroor dit gaan. Dat jy leef in die oomblik. Ja. Gaan uit na 'n veldjie toe of 'n plekkie toe. Kyk na 'n blommetjie en bestudeer die blommetjie en kyk na sy blaartjies en pluk hom as jy wil en tel die blare. Wat het jy gedoen? Jy het in daai oomblik geleef. Precies. Alles het jy vergeet wat. Presies. En baie keer, ek doen die fout, baie keer sien jy iets baie moois en jy vat jou foon onmiddellik
om 'n foto vir video daarvan te neem, maar eintlik moet jy dit nie, ja, jy wil dit document om daarna terug te gaan. Maar eintlik moet ons leer om alle tegnologie net neer te sit en net daai oomblik in te dring. Kom ek sê jou so, as jy jou screen time net 2 minute elke dag, ek het net 'n calculator by my, verminder. En dan as jy 2 maal 365 is hoeveel? Elk geval, maar kom sê 1 minuut, okay. 1 minuut elke dag screen time verminder, 365 dae 'n jaar, 365 minute is 'n paar ure, wat jy screen time verminder het in 'n jaar, wat jy iets kon doen het, wat jy mindful kon gewees het, wat jy net in die oomblik gelewe het. En dan voel jy sommer net baie beter. Ja. Maar daar's baie dinge wat ons ook anderster kan doen in 2025 en laat ek sommer hier by jou begin, want ek het so lysie gemaak, oefen gereeld. Ja, kyk, jy weet ons dis my swakpunt. Nee, dis 'n groot ding vir my. Danie, ons moet daaraan werk aan jou hierdie jaar. Ons moet. Gaan net saam met my CrossFit toe hier in Oudtshoorn. Black Mountain CrossFit, Melanie, Verlinde, hulle is absoluut uitstekend. Jy kry sulke mini hartaanvalle, nee, dat jy eintlik daar uitstap het, jy's heel duiselig na jy geoefen het, maar jy verstaan nie. Ek dink die mense verstaan die voordeel van oefen nie. En dan sal iemand vir my vra, but why? Dan sê ek soos, but why not? Dit is, en ek dink as 'n mens ouer raak ook, om jou spier te bou en daai, ek weet, dit is net baie goed om meer beweeglik te wees, maar dit is jy voel net so goed. Ja, jy moet hard oefen, maar en al gaan stap jy net in die oggende. Ja, en dit is nou maar ek is net nie 'n oefenmens nie, ek is net nie lief daarvoor. Maar jy kan lief raak daarvoor, Danie. Ja, ek het op skool wat ek in alle sporte deelgeneem, en ek het na skool aan alle sporte, rugby gespeel, cricket gespeel, alles gespeel, en ek het dit geweldig geniet. Sport ek is baie lief vir sport, maar om te gaan stap, dink ek nou net partykeer, maar hoekom stap jy en weg, en dan moet jy weer terugstap. Maar Danie, jy het nou net gesê, onthou gou, jy stap en weg. Ja. Ons het verlede Sondag na baie mooi waterval toe gestap en eintlik 'n lekker groep saam met wie ek gestap het, baie aangename mense. En my vriendin Tracy het my geleer om, wat lekker is saam met haar, is as jy opdraand, kyk, opdraandes is nie vir my nie. Ek gaan maar stadig. Ek dink my bene is 'n bietjie korter as die normale persoon se, so ek moet meer tree gee. Maar Tracy het my geleer om, ek het al baie van die veld en die natuur geleer en veral blommetjies. Sy soek spesifieke soorte en is ongelooflik hierdie berge hier om ons wat se plante daar groei wat mense nie eers van weet nie. Maar om in daai oomblik te stop, die blaartjie te vat en om te frummel en te ruik die geur wat hy afgee, of om te besef dat hierdie blommetjie is daar vir 'n rede, want hierdie insek gaan na hierdie blommetjie toe. So 'n mens moet nie net dit sien as ek stap omdat stap is nie. Dit is stop and be mindful en neem die mooi om jou in. En die ander ding wat ek vir jou wil sê rondom oefening wat ek ook geleer het, is dat nou die middag het ek net besef die uur wat ek vir my, die 60 minute wat ek vir myself gee om te gaan CrossFit, is 60 minute wat jy vir jouself, wat ek vir Suzette gee. Jy gee die hele dag vir ander mense om jou, maar wat gee jy vir jou? En natuurlik dan die ander ding daarbey saam is, dit help jou fokus, dit is net baie goed vir jou breinkapasiteit, bloedvloei, dis ja, ek kan nie glo dat mense nie oefen nie. Ek kan nie. Ek kan dit glo. Nou ons het gedans, jy het gedans. Ja, ons het nou 20 dinge hierso neergeskryf. Ek weet nie of ons eers by die helfte daarvan gaan uitkom nie, maar net so 'n bietjie neergeskryf wat ons 'n gelukkiger mens kan maak in 2025. So kom ons begin elke dag met dankbaarheid. Hoe belangrik is dankbaarheid? Dankbaarheid vir wat? Dat jy wakker geword het, dat jy kan sien, dat jy jou sintuie kan gebruik, dat jy 'n werk het,
dat jy dat die liewe Vader net vir jou nog 'n dag gegee het. En as jy dankbaarheid beoefen, thankfulness beoefen, gratitude, dis die woord wat ek eintlik gesoek het. As jy gratitude beoefen, dan raak jy meer dankbaar oor ander goeders ook wat in jou lewe gebeur. Jy raak meer dankbaar en jy raak meer bewus van, jy verdien dit nie altyd nie, maar dinge kom net na jou toe. So dankbaarheid trek dinge na jou aan. Jy raak 'n dankbaarheidsmagneet. Dinge kom na jou toe aan. En jy weet Dani, ek glo ook vas, ons moet ook sê dankie vir die swaar tye. Ja, want dit het ons geleer. Ek glo vas daaraan, want dit nie net hanteer jy dit moeiliker nie, maar om te sê dankie dat ek deur hierdie moeilike tyd gaan. Want dit bring my terug na wat ons vroeër gesê het, daar's 'n rede vir alles in die lewe. En dit het ek nou al deur en deur gesien en dis bewys in my eie lewe. Nee, verseker, ek glo vas daar is 'n rede vir enige ding wat gebeur. En om weer op 'n hoogtepunt te kom, moet jy op 'n laagtepunt kom. Dis nou ook vir die lewe werk, maar hy sit jou partykeer op 'n laagtepunt net om jou daai energie en krag te gee en denke te gee om weer op te gaan op 'n hoogtepunt. Wat my bring daarin by dankbaarheid, maar wat my ook bring by omring jouself met die regte mense. Ja, dit is op ons lys, nê? Op spandeertyd saam met die regte mense. Die regte, maar al is jou sirkel hoe klein. Ons het gesê positiewe mense, verhoudings wat jy opbou en blydskap gee. Precies. En gesprekke, opbouende gesprekke, interessante, intelligente gesprekke. Want ek meen daar's baie negatiewe mense daar buite en ek het net ek sê dit onomwonde, ek het regtig I can't deal with negative people. Ek kan nie. So ja, ek kan deel met mense wat deur 'n moeilike tyd gaan of hulle help tot waar hulle bereid is om hulle self verder te help. Maar ja, negatief nie. Dis is vanoggend toe ek vinnig gou by Ostrich Emporium stop, is altyd so lekker om in te stap hier in Oudtshoorn, want almal is soos, hoe gaan dit met jou? Uitstekend. Dan weet ek nie of dit is omdat Suzette daar ingestap het nie, want hulle weet, hulle moet sê uitstekend, maar daar was net so energie vanoggend by die Emporium gewees en dis lekker. So vraag is, volgende op ons lys het ons spandeer tyd in natuur, dit het ons nou al oor gepraat, dit is wat jy in 2025 kan doen. Dan leef in die oomblik het ons oor gepraat en leer iets nuuts. O ja. Wat gaan jy leer hierdie jaar, Dani? Weet jy, ek leer altyd, want die beste manier om te leer is om vir jou 'n program te kry en ek is 'n kreatiewe mens. En een van die programme wat ek gebruik vir baie van my ontwerpe is Canva. Nou ek ken nog nie 'n kwart van Canva byvoorbeeld nie. Maar ek leer op Canva elke dag iets nuuts en dit is vir my lekker. Jy moet foute maak om te leer, né? So foute maak is deel van die leerproses. Maar as ek iets in my gedagtes het, ek het 'n prentjie in my gedagte, nou wil ek dit digitaliseer op internet sit. Daai prentjie wat ek het. So ek skep die hele prentjie. En dan sit ek voor my rekenaar en dan gaan werk ek uit hoe ek daai konsep wat in my gedagte is op 'n rekenaar te sit om dit te digitaliseer en dit aan ander mense oor te dra. Sien, en daar leer ek elke dag en ek hou van om ek kyk baie YouTube video's, veral motiverende YouTube video's, want daar's baie mense met verskillende opinies van die lewe. Baie mense het verskillende opinies van die lewe. Ons het groot geword in 'n dogma wat gesê het, luister hierso, dis 'n sonde, dis 'n sonde, dis 'n sonde, dis 'n sonde. Ek glo dit is heeltemal verkeerd. Ek stem saam. Want dit het ons teruggehou in die lewe om te glo, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. Daar was baie min gesê mag. Daar was baie meer vir jou gesê moenie. En die woord moenie kom uit dogma uit van wat ons geleer is toe ons klein was, want jy gaan gestraf word. Jy gaan brand. Jy gaan pak slaag kry. Jy gaan wat ek elke dag gekry het. En daai idee het ek uit my kop uitgevat. Daai idee het ek uit my kop uitgevat dat die
Skepper, dat God 'n God is van liefde, punt. Presies. Hy's nie daar om jou te straf nie. Hy's nie daar, want jy straf jouself as jy dinge doen wat jy weet jy nie moet reg doen nie. Jy straf jouself, niemand anders straf jou nie. Straf jouself, want jy voel die emosie. Presies. Niemand anders voel die emosie nie, jy voel die emosie. So leer iets niets Jy wat nou so praat van iets nuuts leer. As 'n mens baie keer, ekskuus Dani, as jy baie keer net stil bly en luister na ander mense. Iemand het na die dag heel per toeval gesê hy is op 'n sekere ouderdom. Die gesprek het gegaan oor wat kan jy my leer? Ek is oud, jy kan my nou niks meer leer nie. En net die volgende oomblik, letterlik 'n half sekond later kom staan daar iemand wat 'n verskriklike interessante konsep gegee het en kan ek dit gou deel. Ek dink vir elke luisteraar daar buite, en ek het nogals vir hom gevra, ek sal graag daai konsep deel van my wil maak hierdie jaar in waar ek met mense gaan. Toe sê hulle het 'n family pledge. Waar en ek love dit want hulle familiewaardes is nog eg en reg. Wat hy sê dat hulle dogters is redelik jonk. So ek meen die jong mense, die jong generasie daar buite, ek meen daar's baie verskillende negatiewe invloede. Waar hulle kers aansteek. En hulle pledge aan mekaar as familie is, I see you, I hear you, I love you, I respect you. And I will not let your flame die. En wanneer iemand nou inkom en dit gaan nie goed nie, dan word daai vlammetjie geknip om te praat daaroor. Wat families ook nie doen nie, hulle praat nie meer nie. Weet jy, en toe Marius wegstap, toe kyk ek na hierdie ou, toe dink ek by myself, as jy nie nou iets geleer het nie, dan weet ek nie so mooi nie. So, dis baie gevaarlik om te sê, ek is op die punt waar jy my niks kan leer nie. Ons almal kan leer, elke dag. Ja, nee, jy, dit is waarvoor jy leef, die lewe laat jy leer, al sê jy vir jouself, niemand kan my niks meer leer nie, hallo, die lewe gaan jou baie leer, hy gaan jou, jy weet nooit te genoeg. Hy gaan jou baie dinge leer, so jy ry nou net daar in die straat of kom 'n motorfiets, een van hierdie afleweraars en hy is hastig en hy ry voor jou in en 60 en dan het jy skielik iets geleer, hoe ek nou bietjie saam gery of iets. Een van ons ander dinge wat op die lysie is wat ek nou hier geskryf het is om ander te help, om ander mense in hierdie jaar te help. Ek dink dat jy deur ander te help voel altyd beter. Ongelooflik. Ongelooflik. Ek het na die dag die Kango grotte gedoen. Het jy al die adventure tour gedoen? Ek gaan nie deur daai kostuum wat jy gedoen het. But why? Hier's my vraag, but why not? Jy kan not deurskuif. Ja, maar dit is nie vir my nodig om dit te doen nie. Why not? Ek kan op die dak klim en die kostuum op die dak skuif. Maar ons gaan op die Heritage Tour, wat nou pragtig is. Kyk, as jy nog nie by die Kango grotte was nie, gaan gerus, maar doen die Adventure Tour. Bygesê jy kan pas deur die gate, want jy oefen ja, maar as jy inkom, dan is daar so 'n plek waar jy so 'n ding wat vir jou sê. Jy sal sien of jy kan pas. Maar so is ek saam met my seun en sy dogtertjie is 4, amper 5, maar sy is toe te klein. Jy moet 8 jaar en ouer wees omdat jou suurstofvlakke mos nou bla bla bla. Nou is ek sê nee. Ek is hierso, daar ek gaan adventure toe vandag. So ek het nou so 1 of 2 woordjies in die guide se oor gefluister en my grootste glimlag en ek is toe hulle nou wegsplit adventure toe is ek saam met die ander klompie. Maar daar sy dogtertjie, ek dink sy was so 11 jaar oud, Sunay. Suid-Afrikaners wat in Australië bly of Nieu-Seeland bly op die oomblik, en toe ons begin met die eerste wat nou die Love Tunnel is, toe sien ek my hierdie kindjie trek swaar en sy begin toe huil en sy wil terugdraai. En ek glo tot vandag toe die rede hoekom ek daai oggend op daai toer moes gaan is om haar hand te neem en vir haar die experience te laat ervaar. So ek het dit so 'n bietjie omgeswaai, so ek het ook maar trane gehad en vir haar gesê, ek is baie bang, maar ek kan dit net doen as jy my hand vashou. So, en ons is deur en sy het aan die ander kant uitgekom en weet jy Dani, dis 'n kind. Maar dit was vir my so lekker om met my bietjie humor en my acting, wat nou nie fake was nie, maar om haar hartjie raak te sien en haar hand te kon vat en haar sukses
haar achievement op die einde te kon sien. So en na die tyd het sy na my toe gekom vir my van haar sweeties gegee en gesê dankie Tannie Suzette. So ja, help baie mense kry swaar. Dis wetenskaplik bewys dat as jy iemand help, voel jy beter. Ja. Hulle gaan dit nie altyd waardeer nie. Nie almal gaan alles waardeer nie. Maar as jy iemand help, onthou grense, daar's baie jy moet grense hê, nee. Jy kan nie maar as jy iemand gaan help wat dit nodig het, dan gaan jy beter voel. So hierdie jaar help iemand, reik uit na iemand of gaan sluit ergens aan by 'n liefdadigheidsorganisasie, maar gaan help net iemand anderster. Of stel realistiese doelwitte. Ja. Daai een is baie belangrik. Jy kan nie deur 'n jaar gaan sonder om doelwitte vir jouself te stel nie. So wat is jou Dani se doelwit vir 2025? Okay, daar's een ding wat by doelwitte kom. Ja. Daar's een ding wat wanneer dit by doelwitte kom, wat ek glo, is dat jy vertel nie vir almal jou doelwitte nie. Lekker kom ek net daar weg nie. maar Ek verskil 'n bietjie. Ek hou daarvan. 'n doelwit is iets wat jy vir 'n vertroueling vertel en daai vertroueling kom na jou toe en vra vir jou hoe lyk dit, hoe ver is jy met jou doelwitte? Kom jy daarby uit? Dis 'n vertroueling. Dis Ja, dis amper soos 'n coach. Dis hang af wat jou doelwit is. Dis hang af wat jou doelwit is. Maar dit is 'n doelwit dink ek is iets wat jy moet bereik. Dis jou doelwit en dis goed om iemand te kry om jou te help en te sê maar luister jy is daar. Die belangrikste wat ek dink is vier jou doelwitte. Nie net as jy dit bereik het nie, maar ook as jy die pad saam met presies. Ewen as jy 'n fout gemaak het of as jy, wat is die woord? It's not only about successes in life, it's about failures as well. So jy moet daai failure, celebrate your failures as well. Maar weet jy Dani, die ander ding is jy hoef nie groot doelwitte te hê nie. En ek hou eintlik van die woord maalmakers. Wat is jou volgende maalmaker? Vir my is dit maar altyd, wat is my volgende summit? Wat is my volgende berg? En dis nie noodwendig 'n berg wat ek wil klim nie. Dis baie keer 'n klein dingetjie. Hoe gaan ek myself verbeter? En ek meen daar's verskillende aspekte om balans in jou lewe te hê. In jou besigheid, verskillende faktore waarna ons almal moet kyk. Maar ja, jou doelwitte is belangrik. Ek hou daarvan om myne te sê vir almal. Dan hou dis hoe ek myself accountable hou. Want ek gaan jou nie teleurstel nie, want ek het vir jou gesê. Ja. Ek gaan daarop gaan. Of ek gaan dit doen of wat ook al. So. Ja. Die ding van doelwitte is as 'n doelwit jou wat sê hulle, as 'n doelwit jou bang maak. Ja. Dan is dit 'n goeie doelwit. As iets wat jy dink jy wil bereik jou bang maak. Ja. Dan gee dit jou passie en dit gee jou uitdaging, dit gee jou motivering om daarby uit te kom. So dis maklik vir my om te sê my doelwit is vandag as ek moet winkel toe gaan, ek moet dit gaan koop, maar dis nie doelwitte nie, dis dinge wat moet gebeur. Ja. So moenie jou doelwitte onrealisties maak nie. Jy gaan nie die president van Amerika word nie, maar maak jou doelwitte dat jy sê maar ek wil oor 3 jaar 'n strandhuis hê. Dis een van my doelwitte. Oor 3 jaar 'n strandhuis hê wat ek by die strand kan rustig gaan tyd spandeer. Maar jy moet werk om daar uit te maar jy moet dit stap vir stap doen, want dit begin met 1 tree en dan 'n volgende tree en dan 'n volgende tree. En jy moet dit projekteer. Jy moet dit in jou mind projekteer. Jy moet dit projekteer, ja. Dit is ek het 'n lysie van goed wat ek elke dag na kyk, oggend en aand. Hierdie is belangrik vir my. Dis waar ek wil uitkom, dis wat ek wil hê. Amper soos nie 'n bucket list nie, maar die ander ding ook daar nie, 'n laaste ding met doelwitte is jy moet nooit iets net doen vir jouself nie. Jou doelwit moet, ek glo vas, moet 'n groter rede daarvoor wees. Want waarvoor doen jy dit? Die hoekoms. Vra vir jouself hierdie jaar 1000 keer, 10.000 keer, hoekom doen ek dit?
Hoekom doen ek dit? Wat is jou motief agter dit wat ek doen? Hoekom doen ek dit? Is dit om mense te beïndruk? Maar as jy vir jou begin self afvra, hoekom doen ek dit? Dis belangrik. En dan nog 'n ding is, van doelwitte ook, is dat ons kyk baie maklik in die verlede, ek het nou 'n ding gelees, jou kar se vooruit is baie groter as jou triespieël. Presies. So as jy die hele tyd in jou triespieël gaan kyk, gaan jy 'n moeë ongeluk maak, want jy kyk heeltyd agter jou. Jou kar se vooruit is baie groter. So leef en kyk in jou vooruit. Kyk vorentoe nie agter. Kyk vorentoe, nie agtertoe nie. Jy moet so nou en dan check wat agter jou aangaan, dis belangrik. Check so nou en dan. Dis waar en jy moet ook terugkyk op, as jy terugkyk in jou verlede, kyk op wat jy bereik het. Ja. Of fokus op die positief wat in jou lewe gebeur het. Want party mense het die geneigtheid om terug te kyk op die sleg wat gebeur Ja, het. ons kan nie Kaap toe ry in ons triespieël nie. Ek bedoel, hoe kan jy dit doen? Afval, kom luister na musiek en dan gesels ons lekker verder. Is AHA met Take On Me. Dan sê hy gooi hom. En ons is terug hier by Vrou wat voorloop. Julle verstaan nie hoe lekker is hierdie ateljee vanoggend nie. Leon Liebenberg. Hallo. Hallo, hy het nou net hier by ons ingestap. Hy's deel van die span. Vir Leon het ek nou die dag gesien by die Meyringspoort Marathon. Ek sien jou gewoonlik daar waar ek MC en jy maak die musiek. Yes. Maar Leon was ook, hy's nou klaar met skool. Is dit lekker? Dis verskriklik lekker. Wat is lekker om nie skool toe te gaan? Om verby die skoolterrein te sien die ander kinders staan daar. Oh, dis so lekker. Jy hoef nie klas te sit. Gladie. Ek mis dit gladie. Glad die skoolboeke nie. Hoorie so vir ons luisteraars, Leon, ek moet vir jou sê, well done. Jy was Gimmie, jy die wisseltrofee ontvang vir Gimmie van uitnemendheid. Wat het jy gedoen? Wag nie, as ek vloek sê, hallo Leon. Lekker om jou in die ateljee te hê. Ek is bly om Leon te sien. Okay, dankie, praat verder. Maar wag voor ons aangaan, Dani het nou net vir my en Leon gesê dat sy Bruno Mars dance moves is blykbaar nie so goed nie, maar jy het vir ons gesê jy gaan hierdie jaar 'n vrou vra om te trou. Ek moet eers die vrou kry om te trou. Jy maar jy kan net soek, Dani. Jy net soek. Ja, okay, wat praat julle verder? Ag Leon, dit is so lekker om jou te sien. Hoe gaan dit? Dit gaan goed. Besig. En waarmee is jy besig nou? Ek het voltyds begin werk die 1 Januarie vir Nation Events en Projects in Oudtshoorn. Maatskappy wat klank doen en sulke goedjies, so ons is lekker bedrywig. Lekker. En daai trofee van uitnemendheid. Ons het vroeër daarvan gepraat, ek en Dani, oor doelwitte en jy weet baie ander aspekte van hoe om regtig 'n jaar besonders te maak. Ek weet jy het jou pa ook verlede jaar verloor. Ja, 2 jaar terug. In 2022. Is dit al 2 jaar? Ja. Jy sê dit voel soos laas jaar. Ja. Maar wat het jy te midde van al daai dinge, Leon, wat het jy gedoen om daai trofee te kry? Wat moes jy doen? So, ek het daai trofee glad nie verwag nie. Ek het die aand daar gesit en my maat ook ewe skielik net opgedaag. Ek sien hy sit, ek sê, wat sou ek sê by die skool? Want ek kry mos niks nie. En toe begin hulle praat en goed, en toe sê die een onderwyser net vir ek moet begin luister. Toe sê hulle dat om die trofee te kry, moet 'n mens 'n voorbeeld wees van 'n leerder wat die skool wil hê. Dit klink nou eintlik snaaks, ek weet nie hoe om dit regtig te beskryf nie. Maar ek het eintlik die hele ding op my foon, die hele nie onderhoud, wat hulle neergeskryf wat hulle gelees het. Maar dit is basically, sorry vir my Engels, maar hulle het gesê dat dit is omdat ek al my ure ingesit het en omdat ek so laat gebly het na skool, want ek na skool gehelp met die klank en ek het altyd aan mense gehelp. Ek kan nie nee sê nie. Nee bestaan nie in my woordeboek en my koppie. So ja. Jy het nou ekstra myl geloop. Hoe belangrik dink jy, wat nou baie jonger is as ons, hoe belangrik dink jy is dit om daai ekstra myl in die lewe te loop? In alles wat ek praat nou van alle opsigte. Verskriklik baie. Dit is amper seker een van die belangrikste dinge om te doen. Ek meen as iemand vir my nou iets sou vra, sal ek nou spring en dit doen, want ek meen, kom ek vat nou 'n voorbeeld,
soos nou die werk wat ek nou gekry het 1 Januarie. Ek het nou net klaar gemaak met skool. Ek is baie geseënd om die werk te kon kry. En ek het altyd daai ekstra myl geloop vir Nation Events om hulle te help en alle goedjies te doen. En kyk waar sit ek vandag deur daai ekstra myl wat ek geloop het. Ek weet, ek meen Christo hulle werk baie hard en hulle maatskappy is uitstekend. Christo hulle is wel plaaslik, maar hulle werk internasionaal. Ons gaan gereeld Kaap toe. jy gaan, en en nou dat ek my license ook het, nou ry ek rond. Hulle skel my al, dat ek te veel ry. As jy's môre gaan ons Is jy nog geupgrade van 'n motorfiets af na 'n motor? Yes, ek het die motorfiets nou verkoop, nou ry ek bakkie. Mis jy nie daar van 'n fiets nie, 'n tweewiel fiets nie? 'n tweewiel fiets nee, glad nie. Nee. Nee, mense daai trap by die bultrap maak mense nog ons moeg. Nee, jy sê Leon, dis lekker om vir jou te sien. Ek is so bly jy het ingeval hier in die Ek is ateljee. baie bly ek het gestop hierso. Ja, dis regtig lekker. Dis 'n volle ateljee vir oggend. Wat ek ook by jou wil hoor, wat is julle eerste event wat nou voorlê? So die eerste een is, ons is juist besig met een in George by Hoërskool Outeniqua. Dis hulle larwe konsert, hulle graad 8 se inseëning en ons moet altyd so 'n konsert. En dan môre het ons die Attequas in wat wegspring hier by Chandelier. O, is dit môre? Dis môre ja. En dan eindig hulle in Grootbrak of Kleinbrak. O ja, dis nogals 'n ernstige fietsry daai. Wag, Dani, neem van ons 'n foto, laat ons eers aan in die lug gooi hierso. Ek sien die ouens van die Attequas wat verbykom en jy kan sien hulle is 'n sterk fiets. Die registrasie begin juist nou 1 uur so. Ja nee. Dis goed vir Eerste een vir die jaar. Eerste een vir die jaar. Leon en die liefde, hoe gaan met liefde? Liefde gaan goed. Wat gaan jy volgende maand doen met Valentynsdag? O nee, ek sal dit seker 'n week of 2 voor die tyd begin beplan. Nee, ag nee, Donnie so Nee, ek dink op hierdie stadium van my lewe is ek op introspeksie en ek dink doen dinge vir myself en ek geniet myself en ek geniet dinge op my eie en dit is vir my nou belangrik dat ek dinge op my eie geniet, dinge na myself doen, jy weet en dan wanneer 'n ou gereed is, dan kan 'n ou weer uitgaan, maar hierdie stadium is ek baie gelukkig om single te wees en baie gelukkig om net meer te leer en meer introspeksie te kry en meer op myself te fokus, want jy is geneig om op ander mense te fokus en dan verloor jy jouself in die proses. So ek is baie happy om op myself en op my besigheid en op dinge te fokus. Wat baie keer 'n bietjie agter raak as jy op ander dinge fokus, maar ja, fokus is baie belangrik. Ek stem saam. Ek weet nie hoe jy voel nie, Leon, maar raak eers die beste weergawe van jouself. So gee jou beste daar buite voordat jy ander mense in jou lewe intoelaat of kies die regte persoon. Jy moet jouself kan lief hê om ander mense te kan lief hê. Anders weet jy nie wat liefde is, anders weet jy nie om dit uit te gee nie. As jy nie jouself lief het nie en as jy nie vir jouself omgee nie, dan het jy nie 'n klou om vir ander mense om te gee en om liefde te gee vir ander mense nie. Interessant, pratende van liefde. Ek dink as 'n mens ouer word, verander jou konsep of hoe jy liefde sien verander heeltemal. Jy wat nou klaar is met skool, wat is liefde vir jou? Moet sy mooi wees, moet sy glad hê. Dit gaan nie vir my daaroor nie. In my opsig dit gaan meer oor die amper seker emosionele deel. Dit klink eintlik baie snaaks, maar die ondersteuning, soos as iemand jou ondersteun die persoon jou. As jy sien die persoon het 'n moeilike dag, gaan die ander een jou kan ondersteun of gaan sy net sê jy. Jy sê dit nou baie volwasse, want liefde is 'n aksie. Absoluut. Dis nie 'n gevoel nie. Dis 'n absolute aksie. It's an act of your will en dit is wat dit is. Dis iemand by wie jy jouself is, dis iemand by wie jy veilig is, maar dis ook iemand wat jou raak sien. Ja. Na beide kante en wat jy weet wat jou hand neem in die lekker tye maar in die swaar tye ook. Ja. Daar's baie keer wat jy kom en dan is dit die begin van liefde en dan is dit hierdie absolute oorweldigende gevoel van verlief. Is daai butterflies. Die gevoel van dis die liefde nie. Maar dit raak later 'n ander gevoel. Dan moet jy mekaar, dan moet julle die woord wat ek soek is companions raak. Verstaan jy dit? Soulmates raak. Ja, want na tyd die butterflies is daar in die begin soos met enige verhouding en enige crush, soos mense nou sal sê.
En na tyd Ek hou van daai woord. Crash. na so 'n paar maande of so dan raak hy butterflies raak weg, want dit is normaal, maar daar moet 'n mens amper seker eers insit om te verseker dat hy verhouding bly nog amper seker dieselfde en dat mens nog steeds verlief is. Want as butterflies en dan raak jy verlief. Presies. En dan die ander ding is ook, ek dink ook nie jy moet net verlief raak op die uiterlike nie. Daar's baie mense wat dit ongelukkig doen, want daar's nou seker obviously, ek meen Leon, jy's jonk, daar's niks so lekker soos om 'n mooi meisie in jou sy te hê. Ja. En om met haar te spog nie. En deesdae is dit mos maar die ding is dit is met die mooi meisies nou is jy en jou meisie saam en dan die ander ou. Kyk, ek sê altyd ek se ou, ek weet hoe 'n ou dink. Dit klink snaaks, maar dit is soos die sad reality. Ja. So baie keer, en ek het dit al hoeveel keer gesien, is hy of sy, beide kante toe, is nie noodwendig die oil painting nie, of nie noodwendig die presiese abs of die muscle of iets nie, maar dit is hierdie ongelooflike persoonlikheid. So persoonlikheid is, en 'n persoon se hart is vir my onmiddellik. Ja. Trek my onmiddellik aan. Donnie, waarna kyk jy? As jy? Nee, ek aan 'n persoon. Ja, dis vir my. Nee, wag, terwyl ons nou praat. Wag. Ek dink jy vra ek kyk vir Terwyl jou. ons nou praat van 'n man se perspektief af, waarna kyk jy? Persoonlikheid is my ook belangrik. Dit is ek hou van intelligente geselskap. Dit is vir my baie belangrik. Maar ek hou ook van, ek is 'n mens wat van looks hou. My eie ego moet ook 'n bietjie gestreel word. Dis hoekom ek se introvert so daai persoon met my ook 'n bietjie kan ophelp. Ek wil nie net pleisters plak die hele tyd nie. Verstaan jy? Ek wil ook hê daai persoon moet my 'n bietjie boost gee en jy wil nie die een in die verhouding wees wat die hele tyd met life coach wees nie. Jy wil een in die verhouding wees wat ook gelife coach word en gedra word en gemotiveer word om dinge te doen. Maar Nee, dis moeilik want elke vrou verskil en om te gaan sê maar ek kyk nou net na spesifieke eienskappe in 'n vrou en dan kom jy skielik iemand op jou pad met totale eienskappe en julle vorm die beste klik en julle vorm die beste companions en soulmates. Ja. Nee, dis waar. Luister hier so terwyl Leon nou hier is. Ons het nou lank op die liefde Daar's nog een ding wat ek wil sê oor dit. Daar's niks wat my so meer my aandag trek in 'n persoon is 'n simpel ding by my. Maar dit is vir my is jy vir my 'n WhatsApp stuur of 'n boodskap stuur, jou spelling. Is dit LOL of is dit laugh out loud? Is dit hang af hoe jy tik, gebruik jy punctuation? Dis sulke klein goedjies wat vir my aan 'n persoon nader trek of wegsit. Ja. As ek nou hier opgaan en dit is hierdie shortcuts en mens spelfoute oral dan gaan ek Ja, iemand stel nie belang as hy vir jou sê net 'n emoji stuur of net kort af vir jou 'n boodskap stuur. Dan stel nie maar net. Kyk hier so 'n gepraat daarvan is ek sê altyd moenie vir my sê geluk met jou verjaarsdag en dan forward jy vir my 'n prentjie nie want jy het nie gedink dis Suzette se verjaarsdag laat ek net vir haar gou 'n dingetjie forward. Daai tegnologiese etiket is eintlik 'n gesprek heeltemal op sy eie. Want is iets wat mense verloor het. Ja. So Donnie sê gou vir my terwyl Leon nou hier is, Radio Klein Karoo, kan ek nou vir julle uitdaag? Kan ons nie 'n bietjie as 'n span hierdie jaar in die Crocodile. Ek was nog nie in die Crocodile Cage nie, was jy al? O, yes, ek begin sommer nou wel loop. Asseblief Leon. Nee, ek was in die Crocodile Cage. Ons het ook 'n video net die video, jy die video. Ja. Okay, Leon, gaan jy saam met my? Nee. Asseblief Leon. Ons kan daaroor praat. Why, dis mos nie so erg nie. Ja, nee, ek moet net geld sponsor. Nee, hulle gee dit vir ons, so dit is nie 'n probleem nie. Okay, maar dan gaan ons. Hulle gee dit vir ons maak net 'n program daarvan. Dis ons doelwit. So dit is om dit te gaan doen. Dis skerry. Dis
Ek kan hom nie stikkend byt. Nee, dis moeë skerry. Ek sê vir jou nou, daai goedes kom en gooi hulle 'n wragdag terwyl ek in daai hok is, sê hy vir hulle, en ek glo nog steeds as hy, gooi 'n stuk vleis in die hok en hulle gooi 'n stuk vleis, Nee, daar kom die Donnie. krokodille almal na die hok. Na die hok toe. Nou die hok toe om die vleis te kry. Maar hy kan nie by jou uitkom. Ek kan nie by jou uitkom nie, maar jy moet so sit want hy steek sy neus deur. In elk geval, maar dit is nogal 'n Dit was nou. scary affære gewees, maar ek Ja. glo nog steeds Leon het vir hulle gesê het gooi 'n stuk vleis in die hok. Ek kan nie onthou nie. Maar seker maar jy het dit seker gedoen vir daai dag wat Dani nie in 'n lekker by was hier in die ateljee nie. Dink jy nie? Ja, in elk geval. Ons het oor 'n klomp dinge gesels, ons tyd is Ons oor. tyd is so oor. lekker Ag, dit was gesels. heerlik vanoggend. Ja, dit was baie lekker en Leon, baie dankie Ja, dat jy ook dankie. hier ingekom het en kom saamgesels het jy. So ons is nou al 4 jaar en ek en Leon is deur baie dinge in daai eerste 2-3 jaar. Ons het baie lekker shows gehad. Ons het baie lekker generasie gehad ons gehad. Leon was deel van die ons- begin van Radio Klein Karoo. So nou ja, die ding is die geboortepyne wat mense gehad het in die oorskakelings en dan kom dan partykeer so mooi Afrikaanse woord uit, jy weet dat nou maar gebeur as jy 'n ou die ding reg kry nie, maar Of as Nou- Eskom die Yes, krag afsit, onthou julle daai ja, maar ek sal nou Ek nie kan nie onthou of ons daai dag live was nie, maar die Ons was woorde nie wat hier live nie, maar ek het uitgekom iets het. gesê en Leon weet presies wat ek gesê het en die krag het afgegaan, maar ons was gelukkig nie live gewees nie. Maar sulke dinge gebeur. Jene. Ja, so ek wil vir julle sê baie dankie. Dit was die lekkerste vroue wat voorloop wat ek nog ooit gedoen het. So ja, van my kant af, van Suzette se kant af, mag dit met elke luisteraar van hierdie jaar besonder goed gaan. Mag jy mooi na jouself kyk, mag jy lief wees vir jouself. May you endorse yourself en dis naweek is Vrydag. Kom ons vat hom en ons maak die beste van hom. Geniet dit. Geniet dit. Mooi loop. bly.